Goeiemôre geliefdes in die Here. Ons is weer so bevoorreg om vanoggend by mekaar te kom in die naam van die Here. Waar ook al jy vandag is, mag jy hierdie waarheid onthou. Dat daar niks in jou lewe is wat bo hierdie naam staan nie. Dat hierdie naam magtiger is as die dood self. Dat dit 'n naam is wat groter is as enige krisis. Groter is as enige vrees. So wanneer jy vandag saam met ons as geloofsgemeenskap kuier, waar ook al jy vanaf saam luister, weet, in hierdie naam, as jy dit aanroep, dan hoor die Here jou. Kom ons word vir 'n oomblik stil en vra vir die Here om hier teenwoordig te wees, wanneer ons hom vandag aanbid. Kom ons bid saam. Here God, ons sê dankie. Dankie dat ons die naam mag aanroep. Jesus Christus, dankie dat U die middelaar was, wat U vir ons aan die kruis gedoen het. Ons kan nie genoeg daarvoor dankie sê nie. Dankie dat ons vandag met sekerheid kan weet, as ons in U naam vra, Here, dan hoor U ons. U is nie 'n God wat ver is nie, U is 'n God in ons en by ons. U Heilige Gees lewe in ons. So Heilige Gees, kom lei ons dan ook nou as ons die woord oopbreek. Mag U vir ons kom openbaar wat U vir ons wil kom leer. Ons is lief vir U. Amen. Ons fotum vir vanoggend kom uit Handelinge 4 vers 12 uit. Hy bring die verlossing en niemand anders nie. Daar is geen ander naam op die aarde aan die mense gegee, waardeur God wil dat ons verlos moet word nie. Genade, barmhartigheid en vrede word aan julle geskenk deur die Vader wat ons op ons naam roep, vanaf Jesus Christus die Seun, wie se naam daar vir ons redding is. En vanaf die Heilige Gees, wat ons lei in die volle waarheid. Amen. Kom ons sing dan ook 'n lied saam, waarin ons getuig dat ons in die Here se naam vergader. Ons is almal hier te saam, vergader in sy naam, verheerlik hom. Tot die dood was hy getrou, en daardeur is ons nou sy eiendom. Kom ons leef soos wat hy vra, en leer om te verdra, en liefde na te streef. Loof hom Christus die Heer. Halleluja, ek kan nie sonder U nie. Halleluja, ek sal nie stil bly nie. Halleluja, daar is geen ander naam nie as Jesus Christus die Heer. Ons is almal hier te saam, verenig in sy naam, verheerlik hom. Met ons hart en mond en hand, ons kragte en verstand, kom loof ons hom. Hou ons lewend deur die Gees, laat ons die kinders wees, en U bo alles eer. Jesus Christus die Heer. Halleluja, ek kan nie sonder U nie. Halleluja, ek sal nie stil bly nie. Halleluja, daar is geen ander naam nie as Jesus Christus die Heer. Ons is bevoorreg om hierdie Sondag in die gemeente 2 dogtertjies te doop. En dit was my so lekker om saam met die mamma te kuier en te hoor waar hulle name vandaan kom. Hulle unieke name wat net aan hulle gegee is. Name is besonders, dit is nog altyd so. En dit was nie anders in die Bybelse tyd nie. In die tyd van die Bybel, in die Bybelse konteks, het 'n naam 'n persoon se karakter te verteenwoordig en het dit ook baie gesag gedra. En dan hoor ons hier uit Handelinge 4 vers 12 uit, daar is geen ander naam op aarde aan die mense gegee, waardeur God ons wil verlos nie.
Hier vind ons Petrus se getuienis, dat hy besef het daar is 'n naam bo enige ander naam, en dit is die naam van Jesus Christus. Die disippels was hier in Handelinge besig om die evangelie te versprei, en hulle moes voor die Joodse raad verskyn, omdat Petrus 'n man wat verlam was, genees het. En as hulle dan vir hom vra, hoe het hy dit reg gekry, dan hoe lees ons saam in Handelinge 4, dat Petrus, gevul met die Heilige Gees, antwoord, hy bring die verlossing, en niemand anders nie. Niemand anders het die naam van Jesus Christus, wat die verlossing kom bring nie. Geen ander naam is wat ons hier raak hoor. Christus het dit moontlik gemaak, niemand anders nie. Hy het opgestaan, hy het die verhouding tussen God en mens kom herstel, sodat ons God sal ken. En hier werk hy deur een van die disippels, en hy verrig wonders in sy naam. In Johannes 14 sit Jesus aan tafel met sy disippels, voor hy teruggaan na die Vader toe. Hy kom sê hier vir hulle dat hy weggaan, maar hy kom maak dit baie duidelik, dat hulle nie alleen gaan wees as hy weggaan nie. Hy beloof vir hulle iets, wat selfs nog vandag ons verstand te bowe gaan. Ek lees vir ons graag saam uit Johannes 14 uit, vanaf vers 1. Julle moet nie ontsteld wees nie. Glo in God, glo ook in my. In die huis van my Vader is daar baie woonplek. As dit nie so was nie, sou ek nie vir julle gesê het, ek gaan om vir julle plek gereed te maak nie. En as ek gegaan het en vir julle plek gereed gemaak het, kom ek terug en sal julle na my toe neem, sodat julle ook kan wees waar ek is. En julle ken die weg na die plek waarheen ek gaan. En dan beweeg ons aan na vers 12 tot 14 toe. Dit verseker ek julle, wie in my glo sal ook die dinge doen wat ek doen, en hy sal nog groter dinge as dit doen, omdat ek na die Vader toe gaan. Wat julle ook al in my naam vra, sal ek doen, sodat die Vader deur die Seun verheerlik kan word. As julle my iets in my naam vra, sal ek dit doen. Ons lees hier in Johannes 14, dat Jesus vir die disippels kom sê, dat wanneer hy na die Vader toe gaan, sal hy hulle nie alleen laat nie. Hy kom gee net 'n klein bietjie later in hierdie hoofstuk die belofte van die Heilige Gees, wat op hulle uitgestort sal word. En hy kom bevestig sy ewige teenwoordigheid op aarde. En dan kom sê hy hier in vers 12 tot 14 vir hulle, dat hulle nog groter werke sal doen. Dit klink amper onmoontlik. Hoe kan ons, gewone mense, groter werke as Jesus self doen? Jesus sê dis moontlik, omdat hy na die hemel opvaar en die Heilige Gees dan sal kom. En dan sal die disippels die ewige teenwoordigheid van God die Vader en die opgesaande Seun, die Heer, by hulle hê deur die Gees. Die groter werke beteken nie meer kragtig as Jesus nie. Die Here sê dat hy by hulle sal wees deur sy Gees, en dat hierdie groter werke eintlik wyer in omvang sal wees. Met ander woorde, dit sal die hele wêreld heen versprei. Deur die werking van die Heilige Gees in die gelowiges en in die disippels, die eerste disippels, sal die evangelie verkondig word, en almal sal hoor van die naam van Jesus Christus. En dan hier in vers 13 en 14 kom sê Jesus vir hulle, vra in my naam. En hier lê die sleutel. Jesus herhaal dit, as julle iets vra, sal ek dit doen. En dit het hier te maak met, om dit in Jesus se naam te bid. Wat beteken dit vir my en jou? Dit is eerstens baie belangrik om te onthou, dat Jesus se naam nie soos 'n towerwoord gebruik moet word nie. Ons sit nie aan die einde van die gebed bloot sy naam by, en dit beteken ons kry wat ons wil hê nie. Daar's 'n ander betekenis om in die naam van Jesus te bid. Hier word gepraat oor 'n posisie. Deur in die naam van Jesus te bid beteken dat ons deur te sê in die naam van Jesus oorgee aan sy mag, sy wil en sy koninkryk.
Ons gee beheer oor en ons verklaar dan ook dat hy die koning van ons lewens is en nie onsself nie. En ons pleit eintlik by die Here dat dit wat ons bid in ooreenstemming sal wees met hom, sy wil, sy karakter en sy doel vir ons en nie ons eie nie. Wat dit ook beteken om in die naam van Jesus te bid, net soos wat 'n naam diepe betekenis dra, kom dui dit op verhouding hier. Dit beteken daar is 'n lewende verhouding met God. Dit beteken ons bid as sy verteenwoordigers, met sy gesag, omdat ons aan hom behoort. Ons bid omdat ons in 'n lewende verhouding met hom leef en ons weet dat hy teenwoordig is wanneer ons bid. Laastens beteken dit om in die naam van Jesus te bid, dat ons vir God se heerlikheid bid, en nie ons eie nie, vir sy naam, nie ons nie. Die doel van die gebed is dat die Vader, dat ons Here verheerlik sal word, en nie onsself nie. Wanneer ons vra vir dinge wat Jesus sou vra, dan weet ons vra eintlik vir redding, ons vra vir heiligmaking, vir genesing, karaktervorming in ons lewens. Ons vra ook, soos die disippels van ouds, vir die verspreiding van die evangelie, wanneer ons in sy naam bid. En ons beloof eintlik daarmee, om dit vir hom te doen, en nie vir onsself nie. Ons vra, en ons bid, soos wat Jesus of God self sou vra. Dit is wonderlik dat ons hierdie naam kan aanroep, want daar is geen ander naam soos die naam van Jesus Christus nie. En Jesus sê in die hoofstuk voor hierdie, in Johannes 14 vers 6, dat hy die weg en die waarheid en die lewe is. Dat daar geen ander naam is wat aangeroep moet word as sy naam nie. Ons weet dat Jesus die middelaar is. Ons hoef nie bang te wees om te vra wanneer ons bid nie. Ons vra nie omdat ons waardig is nie, maar omdat sy naam waardig is. Ons vra omdat hy die prys betaal het, omdat die graf leeg is, en omdat ek en jy saam met hom opgestaan het. Ons kan die vrymoedigheid hê om te vra in sy naam. So hoe gaan leef ek en jy hierdie uit? Jy het toegang tot die Vader. Gebruik hierdie toegang. Gebruik Jesus se naam. Leef in absolute afhanklikheid van die Here. Erken Jesus as die Heer van jou lewe. Moenie vir 'n oomblik toelaat dat daar iets is wat jou verhinder in jou verhouding met hom nie. En as dit moet, maak reg. As jy moet jammer sê, sê jammer. As jy swaar kry, draai na hom toe. Jesus het aan die kruis gesterf vir jou sondes. Jy is vry. Jy kan leef in 'n verhouding met hom. Gebruik hierdie vryheid om sy naam aan te roep. Moenie dat enige iets jou hinder nie. Bid met vrymoedigheid, want dit gaan nie daaroor om jou sin te kry wanneer jy bid nie, maar om in 'n verhouding te wees met die naam bo elke naam. Dit gaan daaroor dat hy sal verheerlik word in jou lewe. Vra, is dit wat ek vra tot die eer van die Vader? Of wil ek nou hier vir my eie ek bid? Bid ek vir my eie koninkryk om uit te brei? Of gaan dit werklik oor redding, heiligmaking, genesing, karaktervorming en uiteindelik die uitbreiding van sy koninkryk? Kom ons bid met afhanklikheid van die Here. Want as ons so bid en in sy naam vra, dan sal dit so gebeur. Handelinge 4 wys vir ons dat die naam van Jesus krag het. Dit het die krag om lewens te verander. Toe Petrus in die naam van Jesus bid, het 'n verlamde man begin loop. Ek en jy kan gaan getuig met vrymoedigheid, want dit gaan nie oor ons nie. Dit gaan oor die krag van die naam bo elke naam. Ek sluit vir ons af met 'n storie oor die krag
van nie net die doop wat ons hierdie Sondag saam kon vier in die gemeente nie, maar ook die krag van gebed in die naam van Jesus Christus. En om dit te verstaan, vertel ek graag 'n storie van 'n jong man wat baie jare gelede 'n groot stad gaan bly het en daar gaan studeer het. Nou, julle sal nou hoor hoekom dit jare gelede was, want hy het uiteindelik uit 'n baie arm huis uitgekom, maar hy was 'n harde werkende student. En een middag stap hy by 'n luukse bank in die middestad in en sy klere was verweer en sy skoene was stikkend en hy kom by die teller aan en haal 'n cheque met 'n enorme bedrag op uit en gee dit vir die bankier. Dis ons weer is jare gelede, want ons kry natuurlik nie meer noodwendig so baie checks in die omgewing nie. Maar toe hy hierdie cheque oorhandig, toe het die vrou agter die teller hom maar net so aangekyk. Sy kyk na hierdie arm student en sy begin lag en sê, jy het sekerlik nie hierdie geld in jou rekening nie, het sy gesê. Kyk na jou, jy het niks nie. Die jong man het kalm geantwoord, u is reg, ek het niks nie. Daardie rekening is leeg. Maar kyk asseblief, wie het daardie cheque geteken? Die teller draai die cheque om en sien die handtekening van die rykste man in die stad. 'n Man wat bekend was vir sy vrygewigheid en sy onmeetlike rykdom. Sy het dadelik stil geword, die geld getel en dit vir die student gegee. Wat het gebeur? Die student het nie die geld gekry op grond van sy naam of sy eie voorkoms nie. Hy het dit gekry op grond van die naam wat onderaan die cheque geskryf was. Die bank moes die cheque eer, nie omdat die student belangrik was nie, maar omdat die eienaar van die rekening magtig was. Geliefdes, as ek en jy dan sien wat ons hier in Johannes 14 bedoel, wat hier in Johannes 14 bedoel word, as daar gesê word, vra in my naam, kan ek en jy onthou, wanneer ons bid, kom ons nie voor die Vader en sê, kyk my goeie werke, of kyk hoe oulik is ek nie. Ons kom eintlik maar met 'n leerrekening voor hom aan te staan, maar ons hou 'n cheque op, wat geteken is met die bloed van Jesus Christus. Wanneer ons die doop bedien, word daar die handtekening van God oor 'n lewe geplaas. En ons hoor uit Handelinge 4 vers 12, daar is geen ander naam wat die Vader se bank laat oopgaan nie. Geen ander naam het die rykdom van genade om ons skuld te betaal nie, as die naam van Jesus Christus nie. So as jy hier vanaf vandag wegstap, onthou, jy hoef nie uit jou eie krag uit te veg nie. Jy hoef nie jou eie naam te gebruik nie. Jy hoef nie in jou eie naam te probeer oorleef nie, want jy dra die naam bo alle name. Gebruik dit, bid daarin, leef daarin, want wanneer jy in sy naam vra, is dit Jesus self wat die belofte nakom. Christus het dit vir my en jou moontlik gemaak, niemand anders nie. Hy het vir ons aan die kruis gesterf. Hy is die middelaar wat die verhouding kom herstel het tussen God en mens. En hy het opgestaan, sodat ons voluit kan lewe. Gaan lewe nou, en gaan verheerlik die naam bo alle name. Amen. Kom ons bid saam. Met afskryf. Almagtige Here, dankie dat ons kan stil word voor U en net kan besef hoe kragtig U naam is. Die naam van Jesus Christus. Die naam bo elke naam. Here, dit oorweldig ons. Ons besef wat U vir ons gedoen het. En ons besef, Here, wat U bedoel het toe U gesê het, ons kan vra in U naam. Here, dankie dat U teenwoordig is in ons lewens. Dankie, Here, dat ons groot werke
in U naam kan doen, omdat dit oor U gaan en nie oor ons nie. Ons getuig vandag, Here, dat U koning is, dat U die Here is van ons lewens. Ons lê ons lewens voor U neer. Ons vra, Here, kom wys ons U wil, U koninkryk. Ons wil lewe net vir U. En ons bid dit in die groot en heilige naam van Jesus Christus. Ons is so lief vir U naam. Amen. Net 1 of 2 afkondigings. Ons sien uit na ons markdag wat om die draai is. Hou asseblief 30 Mei oop. En as jy wil betrokke raak, maak kontak met die kerkkantoor of ons organiseerders en vra waar jy 'n hand kan bysit. Ons gaan binnekort die lys van bestanddele en produkte wat nodig is vir die kerk se stalletjies ook aan julle bekend maak. En dan is jy ook baie welkom om 'n buitestalletjie te hê en jou produkte te kom uitstal by ons groot markdag. Hou dit oop 30 Mei. Ons kan nie meer wag nie. Ons dink ook aan almal wat op ons Dorcaslys is. Mag die Here vir julle naby wees. Mag julle genesing ontvang en mag julle bovenal weet dat hy by jou is. Maak nie saak wat nie. Hy is teenwoordig. Jy kan bid in sy naam. En dan uiteindelik baie geluk aan almal wat verjaar. Mag die Here julle seën en mag dit 'n dag wees waarin julle vier dat hy julle gemaak het. Ons sing 'n laaste lied dan saam om die Here te eer. 'n Lied wat ons almal so goed ken, waarin ons sy groot naam kan aanroep. Ontvang dan ook vandag die seën van die Here. Mag die genade van die Here Jesus Christus, die naam bo elke naam,
waardeur julle gered is en waarin julle die vrymoedigheid het om te vra. Mag die liefde van God die Vader, wie se heerlikheid deur julle lewens en julle gebede skyn, en mag die gemeenskap van die Heilige Gees, wat julle bekragtig om die groter werke van sy koninkryk te doen, met elkeen van julle wees, nou en tot in die ewigheid. Amen.